Ek dink die goeders wat die afgelope tyd met ons gebeur het, en ek gaan nou by dit uitkom, maar veral spesifiek hierdie week wat verby is met almal wat op hol gejaag is deur hierdie wegraping storie, is die ding wat my die mees bekommerdste maak, is die feit oor hoe oningelig God se kinders is. Ons Bible literacy, wat is dit in Afrikaans? Ons Bybelse kennis, nee. Ons vaardigheid en ons vermoë om God se woord te ken en te verstaan, is vir my skrikwekkend, oor hoe sleg dit is. As ek sien hoe dat mense nie kan onderskei wat om hulle gebeur nie, as ek sien hoe mense reageer oor die goeders wat gebeur, en julle sal nou hoor, Jacques het nou so 'n bietjie aan dit geraak, julle kan hoor uit so 'n stukkie vurigheid, wanneer dit by hierdie goed kom, want ons pastore saik mekaar nogal redelik op hierdie week, wanneer ons oor die goeders praat, want as jy nie is waar ons is in 'n herderlike posisie nie, is dit vir jou baie moeilik om oor die res van jou skape te voel soos wat ons oor hulle voel. Want ons sien in Hebreë wat is besig om te gebeur. Ons sien wat is die effek wat dit het op mense. En as jy nie die woord ken nie, dan word jy met hierdie goed meegesleer, en ons almal hamer altyd op mense se goeie intensies. Wie van julle dit al ooit in jou lewe gesê? Man, hierdie persoon het goeie intensies gehad. Van die wêreld se grootste tragedies wat plaasgevind het, wat mense aan mense gedoen het, was met goeie intensies gewees. En dis hoekom ons die woord moet ken, ouens, sodat ons in tye soos wat ons nou inbeweeg, dat ons kan vas staan. Dat ons nie mislei en verlei kan word nie. En ek het dit laasweek aan dit geraak, maar as ons nie vermoë het om te onderskei nie, dis hoe die vyand by ons gaan insypel. Dis hoe die vyand in die kerk in gaan beweeg, ouens. Hy doen dit al vir eeue, maar ons moet paraat en wakker wees, want hy gaan jou en my nie kom verlei met 'n obvious ding nie. Hy gaan die kerk nie weglei en wegvoer in misleiding in, deur om met algemene sondes te kom en met iets wat voor die hand liggend is nie. Hy gaan met ietsie kom wat baie oulik lyk en baie oulik klink. Hy gaan met ietsie kom wat ons hartsnare roer. Dis die een ding. Ek weet nie wie van julle ouens het gesien wat het gister in die Kaap gebeur, maar hy groot opmars wat hulle gehad het vir Gaza nie. Die wêreld is in 'n posisie waar jy al hoe duideliker, en die Here Jesus het hiervan gepraat in die Bybel, waar jy al hoe duideliker gaan sien wie gaan die skape wees en wie gaan die bokke wees. Daai skeiding wat plaasvind is voor ons oë baie duidelik om te gebeur. Ek weet nie of julle gesien het wat het gebeur by die Verenigde Nasies, toe ek praat onder korreksie, ek dink is so 122 lande, wat almal teen Israel gedraai het, wat almal Israel verdoem, vir wat besig is om te gebeur met daai oorlog in Palestina, en hoeveel van die ouens is besig om te roep weer vir 'n twee-staat oplossing. Dis nou Woensdag aand, moenie Woensdag aand mis nie. Woensdag aand gaan ons 'n bietjie gesels oor die eindtye goeders. Ons kon dit nie laasweek doen nie, want julle almal het gebraai. So, ons het toe gedink, ons het laasweek moes ons die tema gebring het, bring jou Bybel en ons braai die duiwel. Maar, ek weet nie hoeveel sy opgedaag het nie. Maar hierdie week en Woensdag gaan ons definitief daaroor praat. Ons gaan 'n bietjie gesels oor, hoe verstaan jy die eindtye? Ons kan dit nie hier doen, ons het nie genoeg tyd nie. Wat vir jou en vir my belangrik is om raak te sien waar ons onsself in bevind. Sodat die kerk homself kan posisioneer, want onthou, en dis die probleem gewees met hierdie eindtyd profesie van die wegraping. As jy jou Bybel gaan lees en jy sien wat sê 2 Tessalonisense 2, dan sê hy, nie voordat sekere goed gebeur nie, kan die wegraping nie plaasvind nie. Die Here gaan nie sy kerk kom haal nie. Nie voordat sekere goeders in plek is nie. En nou gaan ek dalk ietsie sê wat baie kontroversieel vir baie van julle gaan wees. Maar baie van ons wat stellings maak oor goeders soos wat gebeur het, om te sê, maar weet jy, ten minste het hierdie ouens ons wakker gemaak om te laat besef, dat Jesus enige tyd kan kom. Dis 'n mooi ding om te sê, maar dis nie die waarheid nie. Jesus gaan nie net enige tyd kom nie. Wanneer sekere goed in plek geval het, en wanneer sekere goed gebeur, dan gaan sy koms vir ons hier wees.
En dis hoekom ons moet besef en dit moet raak sien. Jou tyd wat jy kan gaan, daai kan enige tyd gebeur. Maar nie andersom nie. So ons moet besef, waar val ons in hierdie tydlyne, wat moet ons paraat voor wees? En die ding wat ek altyd na toe gaan om te gaan kyk, wat is die sterkste merker, is nie noodwendig wat in die wêreld gebeur nie, maar wat is binne in die kerk besig om te gebeur. Want die Bybel sê, daar moet eers 'n groot afval in die kerk plaasvind. Jesus praat van in Matteus 24, hier, ek dink is vers 12 en 22 wat hy aan het raak, wanneer hy sê, soveel mense gaan in daai dae, gaan soveel se liefde verkoud. Hulle liefde vir Christus. Paulus waarsku ons dat mense gaan in die laaste dae, gaan hulle like om vir hulle leraars by mekaar te maak wat hulle ore streel. Mense gaan goeie spreek wat ons wil hoor, wat aanvaarbaar is vir die gemeenskap. Maar hulle liefde gaan verkoud. En dis hoekom soveel mense van die kerk afvallig gaan word, want die van ons wat die waarheid gaan bly preek, soos wat Jesus dit gesê het, gaan baie onpopulêr raak. En hierdie boodskap gaan 'n boodskap van aanstoot wees. So vir die tydvak wat ons in beweeg, en ek wil dit nou aanraak oor wat gister gebeur het met hierdie opmars in die Kaap, julle gaan sien dat daar gaan druk op ons toegepas word. Hoor nou wat ek vandag vir julle sê, maak iewers 'n nota daarvan. Daar gaan druk op ons toegepas word, waar mense vir ons naderhand gaan sê, as jy nie teen Israel praat nie, as jy nie saam met ons opstaan vir iets soos 'n Palestina, of 'n Gaza, dan kan jy nie kind van God wees nie. Hulle gaan ons liefde vir die menslikheid, our love for humanity, gaan hulle so voor ons oë gooi en so in ons skele afdruk, dat hulle jou en my gaan forceer om 'n kant te kies. Sê Dion, nee man, jy oordryf nou 'n bietjie. Gaan kyk wat gaan in Amerika. Amerika is 'n ongelooflike rigtingwyser vir ons. Hulle sê mos, as Amerika nies, dan kry die wêreld verkoue. Alles wat daar gebeur, ouens, waai eventually oor hier na ons kant toe. Die modes, die style, die tendense, al die goeders wat daar gebeur, kom eventually hier by ons aan. Vat net 'n bietjie tyd, but it's coming. As jy sien die druk wat hulle op ons, wat hulle op daar veral, maar wat hier begin feature, is die druk wat hulle op mense sit, om al hierdie seksuele identiteitskrisisse wat mense het, te erken. Hierdie LGBTQ, WXYZ. Hulle praat van die alfabet mense. As jy sien, wat se druk daar op die kerke geplaas word, om dit te aanvaar, en om dit goed te praat. As jy sien al hierdie aanvalle wat plaasvind op die oomblik in Amerika, hierdie sluipmoordenaars, hierdie massamoordenaars, die meeste van hulle, as jy gaan sien wat is hulle agtergrond, dan gaan jy sien, dis 'n agtergrond van mense wat met 'n sterk seksuele identiteitskrisis worstel. Hulle praat onder andere van hierdie transgemeenskap. So hulle teiken mense wat nou begin opstaan, of wat sterk oortuigings oor die waarheid het, van daai onderwerpe. Dis hoekom hulle mense soos 'n Charlie Kirk uitgaan. En dis goed wat ons voor moet begin wakker word. Ek het 2 weke terug gelees in die George Herald, is daar in die stadsaal, was daar 'n groot, vir 'n gebrek aan 'n beter woord, 'n konferensie gewees, wat hulle gehou het, wat hulle besig is, om al hoe meer en meer plekke en besighede in te lig oor hoe moet hulle self begin posisioneer om reg te maak vir hierdie transgenders wat op die oomblik so uit die kas uitklim. Hulle is besig om mense te sê hoe moet hulle hanteer word, hulle met die wetlike aspekte van dit begin. Hoe moet dit hanteer word? Wat kan jy nie? Hoe moet hulle meer plek maak vir hulle? Hoe moet jy hulle meer aanvaar in jou werksplek? Hoe kan jy nie meer teen hierdie mense diskrimineer nie? En hoor my mooi vandag, moenie sit in, as jy na dit luister of as jy hier sit, moenie sê ek wys vinger nie. Ek sê nie ek veroordeel nie daai mense nie, wat ek sê is, ons as kinders van die Here moet 'n waarheid hê
van waarvan ons menings en ons opinies en ons besluite gaan neem wanneer ons met hierdie goed gekonfronteer word. Want as ons nie waarheid praat oor dit nie, dan beteken dit daai mense gaan nooit die waarheid hoor nie. En dit beteken daai mense gaan nooit 'n ingeligte besluit kan maak oor hierdie tipe leefstyl wat hulle leef nie. Dis net op daai vlak. Wat maak ons wanneer hierdie goeders in ons kele afgedruk word wanneer dit by ons skole kom? Wanneer jou en my kind gedwing word, jou meisiekind gedwing word, dat in die laerskool is dit nog alright, want dan is ons maar nog maatjies. Maar wanneer jou meisiekind en jou seun in die hoërskool gedwing word, dat 'n seun of 'n man saam met haar in 'n badkamer kan ingaan, en sy mag niks sê daaromtrent nie. As sy daaroor kla of haar opinie lig of hom sou uitjaag, dan gaan hulle haar aankla vir haatspraak. Wat gaan ons maak wanneer hulle begin om jou meisiekind, Albertus, wanneer jou meisiekind wat nou plek gekry het in haar rugby, wanneer hulle sê, nee, hier's 'n seun wat nou as 'n dogter identifiseer, hy's kompetisie vir jou meisiekind, sorry, ons moet hom indruk want hy's die beter speler. Wat maak jy dan? En dis hoekom ek sê, ons moet begin wakker word vir wat om ons besig is om te gebeur. En hierdie goed wat daai kant gebeur het, ouens, moet ons die tyd wat ons het, dit is amper asof ons 'n heads up het, om nou te begin, ons moet goed in plek sit. Ons moet wakker word. En ek dink baie mense voel al, dis al wat ons hoor is Charlie Kirk. Maar hierdie ding het nie per ongeluk gebeur nie. Hierdie storie het God nie verras nie. Dis nie asof daai ou op die dak gelê het en die sneller getrek het en daai ou se lewe geneem het, asof dit vir die Here 'n groot verrassing was nie. God in sy almag weet wanneer wat moet gebeur. En Charlie Kirk het geweet sy lewe behoort aan Christus. Ons praat die afgelope tyd van om die koste te bereken. Ons praat van jy moet seker maak dat as jy agter Jesus aanloop, moet jy weet dat hy vir jou vra. He lays claim to all of you. Nie 'n stukkie van jou nie. Hy lê claim op alles van jou en dit is wat hy vir jou gesê het. As jy Lukas 14 gaan lees. As jy nie jou ma, jou pa, jou boetie, jou sussie, jou vrou, jou kinders, as jy nie eers jouself kan haat in vergelyking met jou liefde vir my nie, kan jy nie my volgeling wees nie. As jy nie alles kan opgee nie, as jy alles kan los nie, kan jy nie my volgeling wees nie. As jy nie eens kan sterf vir my nie, you are not worthy to be my disciple. Ouens, sterk woorde. En dis hoekom hierdie ding van wat met hierdie Charlie Kirk gebeur het, dis vir ons nog 'n monument. Dis vir ons nog iets om ons te help, om ons wakker te laat skrik. En ek wil jy moet vanoggend dit saam met my lees. Maak gou van jou Bybel oop by 2 Timoteus. Timoteus 3 vers 10. Hy sê, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochia, en in Iconium, en in Lystra, watter vervolginge ek hier nie al verdra het nie. En die Here het my uit almal uitverlos. En almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan in kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het.
en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie, volkome werk toegerus. Nou daar is 'n klomp goed wat Paulus hier vir 'n jong Timoteus skryf. En as jy kan, wil ek jy moet sekere van hierdie gedeeltes moet jy onderstreep, want dit is op ons van toepassing. Hy begin om te sê, maar jy moet my navolger word in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, in al daai goedes moet jy my navolger word. Hou nou jou Bybel net daar, sit 'n merker daar. Dan wil ek jy moet vir my blaai na 1 Korintiërs 11 toe. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Sien jy, dit sê dieselfde as wat hy daar gesê het in 2 Timoteus? Wees my navolgers. Ouens, is verskriklike groot woorde om te sê. Paulus sê vir sy toehoorders, julle moet agter my aanloop. Volg my, gebruik my as die voorbeeld van hoe dit lyk om agter Jesus aan te loop. Ons praat mos om volwasse te word. Ons praat mos om in die beeld van Christus verander te word. Nou sê Paulus vir sy lesers en vir sy hoorders, wat Jesus glad nie gesien het nie. Heidene wat hom nie geken het soos wat die Jode gedoen het nie. Hy kom tussen hulle in en hy praat met hulle oor hierdie Jesus. Nou sê hy vir hulle na gelang van tyd, soos wat julle sien ek leef, so wil ek hê, moet julle ook leef. Rig julle lewens in, soos wat ek die pad gestap het, wil ek hê, so moet julle die pad stap. En dis hoekom die storie van Charlie Kirk so striking is. Want hy 2000 jaar nadat Paulus hierdie woorde geskryf het, het hy vir ons daai beeld kom wys. Daai jong man het vir ons daai beeld gewys van hoe lyk dit wanneer jy agter Jesus Christus aanstap. Want ons probleem is, ons het so min mense wat regtig met oortuiging soos kinders van God leef. Ons het so min sulke goeie voorbeelde. Dis hoekom dit vir ons moeilik is om regtig te word soos wat Jesus is. Want baie van ons redeneer, Jesus Dion, ek hoor wat die Bybel sê, maar hey, dis 'n tall order. Om te moet wees soos Jesus. Is dit moontlik? Kan ek regtig soos Jesus wees? Kan ek regtig soos hy leef? Kan ek regtig soos hy optree? Kan ek regtig soos hy reageer in sekere situasies? Dis mos wat 'n mens in jou menslikheid dink. Dan sien jy 'n Paulus wat baie naby aan Jesus was, in ander woorde, net nadat Jesus gesterf het, het hy tot bekering gekom. So hy was nog vars, daai woorde van Jesus, daai lewe van Jesus, hy het skouers geskuur met die ander disippels. Dit was nog vars op hom gewees. So dis dalk nog 'n bietjie makliker vir hom gewees. Maar dan jy in die dag en die tyd soos wat ons nou in leef, met die wêreld wat boser en boser raak, al hoe meer ongeregtigheid. Die Bybel sê dit wat heilig is, sal heiliger word, en dit wat onheilig en sleg is, gaan nog onheiliger en slegter word. Dit sien ons voor ons oë gebeur. Dat in hierdie tyd, het jy 'n ouetjie soos daai, wat soos 'n paal bo water uitstaan, en sê, hey, sien julle hoe lyk dit? Jy kan soos Jesus Christus lewe. Jy kan nog staan vir die waarheid. Jy kan nog mense se minds change. Hy het in 'n tyd opgestaan waar dit verskriklik onpopulêr is om oor Christendom te moes praat. Hy het in 'n tyd opgestaan waar ons intellektuele, ons breinkrag het ons op 'n plek gebring waar dit dwaasheid was om in iets te glo soos 'n hoër krag. Ons was bespot, ons was bespotlik, ons was agteraf, ons is uitgemaak as dom en onnosel, omdat ons glo in 'n God en in 'n Jesus. Dis hoekom die wêreld al hoe meer en meer hulle geloof verloor.
Dis hoekom Europa besig is om op hierdie oomblik geïnfiltreer te word met Islam, want hulle kerke het niks anders as mooi museums geword. Weet jy wie van julle was al in Europa nie? Weet jy wie van julle al rondgeloop nie? Jy gee nie nou meer jou 10 omdat die oue boodskap vir jou gelewer het nie. Jy gee nou 'n geldjie om te gaan sien hoe mooi lyk die kathedraal daar binnekant. Dis hoe dit verander het. So in 'n tyd van die wêreld wat ons afmaak dat Christendom se tyd is verby, het hierdie jong man die audacity gehad. Hy was dom genoeg, hy was astrant genoeg om te glo dat dit wat hier staan die waarheid is. En hy het op universiteitskampusse gekom en hierdie boodskap vreesloos gepreek. As julle al sy klips gesien het, hy het so 'n tentjie waar hy onderaan gestaan het, dan het hy gesê, change my mind. En hy het gekom en hy het mense uitgedaag, en hy het nooit uit sy intellektuele kennis uitgepraat nie. Sy fondasie was altyd gewees God se woord. Dis die benadering wat hy gebruik het. En daai jong man het 'n generasie wat groot geword het op selfone, wat groot geword het met ateïsme, wat groot geword het in skole en universiteite, waar professors hulle gebrainwash het om weg te stap van God af, het hy dit reg gekry om die grootste massabeweging nog ooit in die geskiedenis van die konservatiewe party in Amerika tot lewe te bring. Want hy het na 'n Paulus geluister. En hy het na 'n Paulus se lewe gekyk en hy het gehoor hoe Paulus gesê het, wees 'n navolger van Christus soos wat ek hom volg. Gebruik my as die voorbeeld. En dit is wat hy seun gaan doen het. Hy het gesê, kyk vir my, kyk hoe leef ek, kyk jy kan vandag nog in waarheid leef. Jy kan vandag nog in verhoudings wees sonder dat jy seksueel aktief hoef te wees voordat jy getroud is. Want as jy oor daai goeders praat, dan hoor jy nou ons mense se redenasies. En veral ons Christenmense. Ag, regtig, kom jy uit die oude doos uit? Luister 'n bietjie se aanmerking, luister ons mense se aanmerkings. As jy oor hierdie klas van goeders met hulle praat. Regtig, glo julle dit nog? As jy hoor jong mense trek saam met mekaar in voordat hulle getroud is. En as jy 'n mening of opinie daaroor lig wat skriftuurlik is, dan hoor jy hoe choke mense jou. Nee, jy gaan koop mos nie 'n kar voordat jy hom test drive nie. Hallo? Dis mos ons redeneer. Nee, dis onder andere. En dis hoekom ons figure, dis hoekom die Here mense soos hierdie vir ons oplig, nie om hulle te aanbid nie. Nie om van hulle heiliges te maak nie. Maar hy rig hierdie mense vir ons op, sodat ek en jy mense het om na te kyk, soos wat die eerste kerk 'n Paulus gehad het. Om vir jou en vir my te wys in die dispensasie, die tyd wat ons nou in leef, die tydvak wat ons onsself nou in bevind, dat ja, jy kan nog soos Jesus Christus leef. Want die gemors wat die wêreld homself in bevind is presies dieselfde as wat dit 2000 jaar terug was. Want mense sukkel nog steeds met sonde. Mense is nog steeds verlore. Mense het nog steeds 'n redder nodig. Halleluja! But who's going to bring the message? Wie gaan hy boodskap bring vir 'n verlore wêreld? 'n Oukie soos Charlie Kirk het opgestaan en gesê, Lord, here I am. Waar's ek en jy? Because they're coming for us. Ek wil jy moet vandag my woorde hoor. Hulle kom vir ons. Die wêreld kom vir ons, my boetie en sussie. Ons eie mense, ons eie volksgenote, hulle kom vir ons. Dis hoekom Jesus in hy stelling in Lukas 14 gesê het, jy moet seker maak, jy's reg oor hierdie besluit. Hy sê, want in 'n huishouding sal 'n man se vyande sy eie familie wees.
Paas en seuns, skoondogters en skoondogters, hulle gaan onder mekaar gaan en mekaar begin haat en mekaar uitverkoop, omdat julle my gekies het. Want hierdie waarheid, hierdie boodskap is 'n boodskap van aanstoot. They won't hear it. They will not accept it. Nie almal nie, maar die meeste. En dis hoekom ek en jy moet verstaan, dat hierdie opdrag wat Paulus ons gee, wees 'n navolger van my, soos ek van Jesus is nie net mooi woorde nie, dis 'n opdrag. En dan sê hy vir jou, tot in watse mate moet jy 'n volger van hom wees. Hy's baie duidelik, hy spel dit daar uit, as jy teruggaan daar na daai gedeelte toe in 2 Timoteus. Hoor wat sê hy, as jy weer daar by vers 10 is. Hoor in watse areas van jou lewe moet jy 'n navolger van hom wees? In die leer? In hoe jy lewe? Hoe jy planne maak? Ouens, op grond van wat maak jy die planne vir jou lewe? Wat gebruik jy as jou barometer? As jou rigtingwyser? Wanneer dit kom by al die planne wat jy maak vir jou lewe? Is jy op daai plek waar jy besig is om so jou drome en jou planne, ambisie, dat jy dit najag, of is jy op daai plek dat as 'n kind van God, jy sê, Here, my lewe is nie myne nie. U wil, nie my wil nie. Here, waar wil U my gebruik? Here, hoe wil U my gebruik? Ek wonder nogal hoe sal ons lewens lyk as ons regtig daai houding inneem. Dat niks wat ek doen ek vir wat die voordeel vir my gaan wees nie. Die besluite wat ek maak in my lewe, maak ek oor, Here, wat gaan die voordeel vir U koninkryk wees? Ek wonder. Ek wonder wanneer jy en ek 'n werksaansoek kry. Dis nou algemeen of 'n random ding. Maar as ek en jy 'n werksaansoek kry, en jy, argument onderhalwe, verdien R10,000 'n maand, hier in George, want ons is mos die hoofkapitaal, of die hoofsalarisbetaling in 'n dorp in Suid-Afrika. Nou kry jy werksaanbod om dalk oor see te gaan. En jou salaris spring van R10,000 af na R50,000 'n maand. Wat is jou motivering vir of jy daai werksaanbod gaan aanvaar of nie? Gaan dit wees omdat jy 'n begeerte het om finansiëel beter te doen? En is weird hoe ons dan die Bybel gebruik, die beloftes in die Bybel, wanneer dit kom by God se voorspoed, ons skielik kry ons al daai tipe beloftes, kry ons as bevestiging, as jy dit gaan soek. Maar ek wonder hoeveel van ons maak regtig besluite op, Here, is dit waar U my regtig wil hê? Want ek kan soontoe trek en ek kan met my finansiëel, kan dit beter gaan, but I might lose my soul. Die prys wat ek maak vir daai skuif is dalk baie groter, die koste wat ek gaan betaal is baie groter, as net die ongerief van om in 'n nuwe plek myself te gaan vestig. Maak dit sin wat ek vra? Wanneer ons keuses maak oor lewensmaats. Hy spook nou by my iets verskriklik, want my seuns is nou op baie stadium waar hulle nou, veral die een, die oudste een, hy's nou op hy mission. Nee, waar hy's nou seriously op soek nou na 'n maatjie. Julle? Dankie pa. Ouens, nou begin ek sweet, want ek wonder wie gaan my laat kies. Op grond van wat maak hy daai besluit? Op hierdie gorgeous, hot, blond, wat hom hoendervleis tot onder sy voetsole gee? Of is my seun besig om te soek vir 'n vrou van God, wat sy waardes deel, sy geloofsoortuigings? Ag nee, Dion, man, as ons getroud is, dan die Here gaan hom verander. Ek glo, ek bid vir hom, die Here gaan hom verander.
Ek wens julle kan by my in my beradingskamers kom sit. En julle kan sien hoeveel keer het ek daai al gehoor en jy sien die gevolg van daai redenasie. 15, 20, 50 jaar later. Mense se lewens uitmekaar uit, huwelike opgevoeder, kinders is gemors. Hulle is deur die wreedste abuse wat jy aan kan dink, as gevolg van, ons maak nie ons planne op grond van, wat is God se wil vir my lewe nie. Ekskuus, ek wil nou nie net daar bly staan nie, nee. Jou geloof. Wees 'n navolger in jou geloof, soos wat ek in Christus glo en in hom vashou. Is jy werklik oortuig van die goeders wat jy sê jy inglo? Is jy, ouens? Ekskuus, ons spring nou rond en ek raak nou hier en daar aan 'n paar temas en 'n paar, maar dis goeders wat ek dink wat ons almal beleef. Wat is jou mening wanneer dit kom by hierdie goeders van hierdie seksuele distortions wat ons op die oomblik in ons wêreld beleef? Ek sny die dag deur Facebook en ek sien dit nou verskriklik oral oppop. Sien ek iemand het 'n fotoshoot gedoen van twee verskriklike mooi twee boerseuns wat nou getrou het. Dis regtig, twee aantreklike seuns. Nou staan hulle daar by hulle Hilux bakkie. Ek sou beter gevoel het as hulle by 'n Ford gestaan het, maar Skies. Dis net 'n grapie. Maar ek sien hoe dat hierdie twee seuns mekaar gryp en op die foto mekaar soen vir die fotos. Nou voel ek wil 'n kommentaartjie daar lewer, nou bestraf die Here my, bly uit dit uit. Don't be so opinionated. Want my opinie gaan op baie oomblik absoluut niks verander nie. Maar my vraag is, wat se geloofsoortuigings het jy wat jy uit God se woord uit kry? Nie wat jy mee groot geword het nie. Nie wat jou mening is nie, wat God se woord vir ons sê oor hierdie klas van goed. Want as so 'n persoon by jou moet kom sit en vir jou moet vra, hoorie, vertel gou 'n bietjie vir my. Wat dink jy daarvan? Wat is jou mening daarvan? Gaan jy iets sê om te sê of gaan jy gorrel? Ag, God is 'n God van liefde. Hier is so pragtig, ons is lief vir mekaar. Ouens, wat se geloofsoortuigings het jy oor hoe jy jou kinders grootmaak? Ons leef in 'n wêreld wat vir ons al hoe meer en meer sê, dat om jou kind te dissiplineer soos wat God se woord vir ons sê, is child abuse. Kom nou, soos eerlik met mekaar is, na wie luister ek en jy, as die raadgewers van wanneer dit kom by hoe ons kinders moet dissiplineer? TikTok. Want almal het ons hulle menings en hulle opinies op TikTok. Ons gaan kuier nou die dag by mense, ek en Karen, die ouens het nou net hulle eerste babietjie gehad. Eers in die arme vrou is teen die planke, nee, dis moeg en is die mekaar en is die kind wil nie ophou huil nie en julle ken dit as julle dit al gehad het daai eerste ruk, nê? En in dit besef ek hoekom sy lyk soos wat sy lyk. Want almal op TikTok het elke keer 'n ander opinie oor wat moet jy doen as jou kind huil? Wat moet jy vir hom gee? Wat se doepa? Wat moet jy nie? Die resepte wat jy hoor is verskriklik. Dis nou 'n simpel ding, maar wat glo jy oor hoe jy jou kinders moet grootmaak? En dis hoekom ons moet uitkom by hierdie woord. Want is hierdie woord wat jou en my die waarheid gaan gee, is hierdie woord wat jou en my gaan laat staande bly in die tyd en in die dag wat ons onsself in bevind. En die ouens wat nie die woord het as hulle fondasie nie, dis die ouens wat gaan vou. Dis die ouens wat se liefde gaan verkou. Dis die ouens wat weggesleep gaan word. Dis die ouens wat nie mense wil offend nie. Ek wil tog net nie jou gevoelens seermaak nie. Tog net jy moet dink ek is 'n lelike of ek is 'n slegte mens nie. So wat doen ek? Nou staan ek saam en skreeu, Free, free Palestine, free, free Palestine, from the river to the sea. Hulle goed rym ten minste, alright. Hoor julle wat ek sê?
Wees my navolger soos wat ek Christus is. Soos wat ek hom navolg. Follow me. Hy gaan aan. Lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. En hierdie is die enetjie wat ek bietjie wil by vashang as ek kan, is by vervolging en by lyding. Vervolging en lyding is ietsie wat ons baie van hoor, maar wat ons baie min ervaar. En ons het voor ons eie oë gesien, hoe dat dit in ons westerse wêreld skielik nou 'n tendens gaan begin word. Ek weet ek sê dit nou baie vandag, maar hoor my, want die geskiedenis leer dit vir ons en ek like geskiedenis. People will become more emboldened than ever. Mense gaan al hoe meer en meer moed kry om te doen wat daai ouetjies in Amerika gedoen het. Om Christene se lewens te neem. Vir wat hulle voorop staan, want hulle sien there's no pushback. Want hulle sien daar's nie konsekwensies nie. Want hulle leef in 'n wêreld wat daai tipe gedrag beloon. Dis die gees van die anti-kris. Dit moet so gebeur. Dis nie iets wat jy gaan wegbid nie. Dis nie iets wat jy gaan wegpreek nie. Dis nie iets wat jy gaan wegvas. Dis goedes wat gaan kom. Dis hoekom Jesus ons teen dit gewaarsku het. En as ek en jy nie reg is vir dit nie, gaan jy bakkel. Jy gaan vou. Jy gaan ingee. You will deny Jesus. En dis die goeders wat ons met mekaar oor moet praat, ouens. Dis die goeders wat ons vir mekaar moet begin vra, vir mekaar begin sê, hey, is jy reg as hulle vir jou kom? Is jy reg wanneer hulle aan jou deur kom klop? Nou by ons is dit miskien dalk nog nie al so nie. Maar jy moet nie verbaas wees as jy dalk uit sekere vriendekringe uitgeskuif gaan begin word. Omdat jy 'n waarheid het wat jy opstaan nie. Moenie verbaas wees wanneer sekere mense jou gaan begin vermy nie. Moenie verbaas wees wanneer jy sien 'n klomp mense spring skielik hier van jou bladsye af nie. Moenie verbaas wees wanneer mense begin om jou besigheid te boikot nie. Omdat hulle weet waarvoor jy staan en wat jy in glo nie. Be ready for that. Because it's coming. Wat gaan jy maak wanneer julle by skoolsale by mekaar kom en wanneer daar ouer raadsvergaderings is en wanneer hulle, soos ek nou gesê het, hierdie goeders gaan begin propose, wanneer hulle vir ons sê, hoor die ouens, hierdie goeders moet geïmplementeer word. Wat gaan ons maak? Ag, dis maar die tye. Jy weet, dis maar die tye. Of gaan ek en jy opstaan en ons monde oopmaak? Sê Dion, maar as jy nie dubbelsinnig as jy sê dat hierdie goeders moet gebeur nie. So, wat help dit dan ons doen iets? Ons werk is om aan te hou om te doen wat God ons geroep het om te doen totdat daai goeders vervul word. Ons kan nie 'n fatalistiese houding inneem nie. In ander woorde, jy kan nie agteroor sit en sê wel, is dit God se water oor God se akker nie. Totdat daai laaste dag aanbreek, ouens, moet ek en jy hierdie evangelie leef en hom preek. Tot op daai dag moet ek en jy vir ander mense kan sê, soos wat 'n Paulus en soos wat 'n Charlie Kirk gesê het, hey, volg my soos wat ek Jesus volg. Halleluja. That's what we've been called to do. Hoe gaan jy dit regkry? Blaai saam my of bly daar, maar vers 13 sê, eintlik vers 12, vers 12. Hy sê, en almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus, kan dalk, sê dit so 'n bietjie sal wat? Vervolg word. Sê vir iemand langs jou, jy sal vervolg word. Maar hoor die onderskeid. Hoor die onderskeid. Dis nie almal wat sê, ek is 'n Christen nie. Dis nie almal wat sê, maar ek het groot geword in 'n Christelike huis nie. Wat sê mense is dit? Wat is godsvrugtig? Wat is dit? Dis wanneer jy 'n lewe leef waar mense
vrug in jou lewe sien. If that is your aim, if that is what you've decided to do, sal jy vervolg word. Jy onthou die storie wat Jesus vertel het van die saaier, die gelykenis van die saaier. Hy het oor die saaier gegaan en hy het gesaai en hy saad is God se woord gewees. En die eerste klomp saad het ons op harde grond geval, onthou julle? En wat het met daai saad gebeur? Die voëls van die lug het gekom en het opgepik. Toe Jesus vir hulle later verduidelik, toe sê hy vir hulle, dis die duiwel wat gekom het en hy het daai woord van God gesteel. Want jou hart was hard, jy het dit nie laat ontkiem nie. En Jesus sê, die tweede klomp saad het hy gestrooi en waar het dit geval? Tussen die klipperige grond, onthou julle? Tussen die rotse. En daai saad het opgegroei en dit het 'n blom geword en dit het begin groei en die volgende oomblik toe gebeur wat? Toe skroei die son dit, nê? Toe Jesus vir hulle later verduidelik, toe sê wat daar gebeur is, hulle het God se woord gehoor, they took it willingly, hulle het dit gevat en dit het begin groei en die son wat hulle geskroei het is toe die vervolging begin kom. Toe kon hulle nie staan nie. En dis die probleem, baie mense vat God se woord met blydskap, but because they do not know what the cost is involved, nou wanneer die verdrukking begin kom, hierdie wat hy sê met jou sal gebeur, they shrivel up and they die. En hoekom sê Paulus vir ons hierdie goed, om ons bang te maak? Om ons voor te berei. Sê net vir iemand langs jou, hy wil jou voorberei. Want ouens, dis wat hierdie eeue hier nog gebeur het, van daai tyd af tot vandag toe. Ek het nou die dag vir julle statistieke gelees, in Nigerië op die oomblik, het hulle die afgelope 10 jaar 150.000 Christene vermoor, omdat hulle Jesus Christus dien. Praat nou 'n korreksie. Ek dink hulle het 18.000 kerke, het hulle afgebrand, verwoes, platgeslaan. Want die Islamiete het 'n program, hulle het 'n plan, om die wêreld oor te neem. Nou sommer net so terloops. Hou daai twee goeders dop in die wêreld. Islam en sosialisme. Net maar die ou kommuniste. Daai twee saam. Want die woord Islam beteken submission. Hulle gaan uit om mense te dwing om hulle geloof aan te neem. Kyk wat gebeur in Europa. Hallo? Londen se naam het hulle verander. Dis nou Londanistan. Kyk hoe werk hulle plan in Europa. Omdat 'n klomp onnosele mense met goeie intensies gesê het, "Hi, shame, kom ons kry almal jammer, wat lyk of hulle sukkel en krepeer in hulle eie lande. Kom ons maak ons grense oop en ons sê vir hulle, kom, ons sal julle help." En wat het Islam gedoen? Hulle het op hulle mense se gevoelens gespeel. En omdat mense uit hulle emosies met goeie intensies gesê het, kom in, het hulle daai ouens binne in hulle lande ingenooi. Nou sit hulle met 'n probleem. They can't get them out. Nou neem hulle buurte, hulle neem state, in Amerika, Michigan. Michigan het die grootste populasie moslems in die hele Amerika. Michigan het sy eie, sy staat, is in daai stad. Die hele stad se leiers is almal moslems. Daar's 'n video wat die ouens gemaak het daarvan. Hulle het hulle strate begin hulle nou verander in van hierdie moslem martyrs. Hierdie ouens wat gesterf het vir hulle geloof, wat hulle self opblaas, hy selfmoordbommers. Hulle verander van hulle straatname op hierdie oomblik om hulle te vereer. En by een van hierdie stadsraadsvergadering is daar 'n pastoor wat daar insypel en hy sê, hoorie ouens, ons is verskriklik ongemaklik dat hierdie ding hier gebeur. Hoe kan julle julle straatname noem na mense wat hulle self opgeblaas het en ander mense vermoor het? Hoe kan julle dit doen? Die leier, die burgemeester van die stad, sê toe vir hom, hy sê, "Kwagga, ek het vir jou slegte nuus." Hy sê, "Ons soek nie mense soos jy meer hier by ons nie. Julle is nie welkom nie. Ons kan nie wag vir die dag dat ons julle almal net hier uit kan dryf nie. Julle Christene, julle wat teen ons is nie." Dis hoe blaatant dit al is. Hoekom? Want met goeie intensies. Ag, kom ons maak vir julle plekkie.
En dis wat ons voor moet wakker begin word, kerk. Want waartoe gaan ons van hier af? Een van twee dinge, eintlik 3 dalk. But we can shrivel up. Ons kan begin wegkruip en ons kan dit begin vermy, want ek is nie lus vir hierdie konflik nie. Ek is nie lus vir mense se menings en reputasies en name wat hulle my gaan noem nie. Ek wil nie my besigheid moet gekansel word nie. Ek wil tog nie krepeer en sukkel nie. Ek wil tog nie mense moet vir my sê, "O, maar jy's lelik en jy's ongenadig nie." So ek vermy dit heeltemal en ek bly en ek hou my lig onder 'n emmer. Of jy kan van die wees wat hulle join. Sê, ja, Dion, ek hoor wat julle sê, maar weet jy, ek dink Jesus sou liefde gehad het vir al hierdie mense. Hy is lief vir hulle. Maar as juist omdat hy hulle lief het, dat hy vir hulle waarheid gee. So that they can get out of the delusion. So dat hulle kan reageer op hierdie waarheid, dat hulle kan hoor hulle is op pad hel toe, hulle is verlore. So jy kan nie die liefde van Jesus as 'n breekwas gebruik om alles te aanvaar wat almal mee besig is nie. Jy moet leer om die woord van God reg te sny. Daai gedeelte in die laaste gedeelte daar sê dat ek en jy moet God se woord ken sodat ons kan weet hoe om goed reg te wees om vir mense goeie antwoord te kan gee. Spring vir gedaan na vers 17 toe asseblief. Hy sê sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. As ons nie gaan begin om in God se woord te kom nie, as jy nie goed toegerus is nie, ouens, gaan jy nie reg wees vir wat ons gaan tref nie. Vir wat al reeds by ons gebeur. We won't be ready. Of, jy kan van die derde klomp wees wat sê, Here, hier's ek. Ek sal soos 'n Paulus, en ek sal soos 'n Charlie Kirk, sal ek opstaan, and I will say, Lord, here I am. Send me. I will stand for truth. I will stand for justice. I will not be ashamed of the gospel of Jesus Christ, because it is the power of God unto salvation. Ek sal my nie skaam nie. Ek sal nie stil bly nie. Beteken nie almal van ons moet Charlie Kirks word nie. In ander woorde, dit is sy gawe, dit is sy roeping, dis wat die Here hom voorgeroep het om dit te kon gaan doen op hy kampusse. Moenie 'n kloon van hom word nie. As dit nie jou calling is nie, gaan jy seer kry, jy gaan dit mis. Jy moet 'n kloon van Christus wees. Daai gees wat in hom was, is die gees wat in jou moet wees. Daai gewilligheid om te gaan, is die gewilligheid wat ek en jy moet hê om te gaan en om te gaan preek. Om mense reg te help, om mense uit die verwarring uit te bring. Maar ouens, as ons nie die woord ken nie, you won't be effective at all. Jy gaan nie goed toegerus wees, volkome toegerus wees vir elke werk nie. En dis wat ek by jou wil wakker maak vanoggend as ek kan. Dis wat ek hoor, jy kan hoor wat die gees van die Here vir ons as sy kerk sê in hierdie tye. Dat so skrikwekkend soos wat dit lyk. So oorweldigend soos wat die aanslag teen ons lyk. Die getalle en die nommers teen ons lyk. Wil ek vir jou sê, it's the most exciting time to live. Hoor nou wat ek jou sê. Ons leef in van die mees opwindendste tye. Sê, Jon, wat is fout met jou as jy is sadis? Want as ek die geskiedenis lees, dan sien ek dit is in tye soos hierdie, waar ons herlewings sien soos wat ons nog nooit gesien het nie. Dis tye soos hierdie, wanneer die wêreld op die plek is waar hulle is, waar mense so stikkend en so die mekaar, confused, onseker, vrees het, waar ons juis nou sout en lig kan wees. Waar ons die mees effektiefste werk kan doen vir Christus as ooit moontlik kon doen. Kyk wat het in Amerika gebeur. Kerke loop oor op die oomblik. Hoekom? Want mense soek hoop. En het hulle gesien, hierdie ouetjie is braaf genoeg. Hy weet wie en wat hy is in Christus. En hy het onbeskaamd opgestaan in die aangesig van hierdie teenstand. En hy het net waarheid gepreek. En kyk wat dit veroorsaak. Kyk wat so golf dit veroorsaak. Is Charlie Kirk enigiets beter as jy? Het hy iets anders gehad wat jy nie het nie? Het hy met 'n silver spoon gebore? Is daar 'n spesiale seëning wat hy op sy lewe gehad het wat jy nie het nie? Nee! Sê vir iemand langs jou nee. Hy's niks meer special as jy nie. Al wat hom anders gemaak het is, he believed.
Dis al, hy het net geglo, Here, U kan my gebruik. As hy gekyk het na die wêreld, het hy gesien stikkende jong mense, verwarde jong mense. Dis hoekom hy opgedaag het, om met hulle te praat, en vir hulle hoop te gee. Die grootste golf wat Amerika nog ooit gesien het onder jong mense, wat konservatief begin raak het, wat opgestaan het vir God se waarde, vir God se woord, omdat een ouetjie dit gedoen het. Een. Hoe amazing moet dit wees, wanneer die president van 'n land op 'n verhoog kom, en hy vir die hele wêreld moet sê, as dit nie vir hierdie seun was nie, was ek nie vandag president nie. Can you imagine? Ons praat net uit 'n wêreld se beloning, of 'n wêreld se effek daarvan. Kan jy dink hoe dit moet wees, wanneer ek en jy eendag voor Christus Jesus staan, en daar staan skares mense, en as jy daar aankom, dan skree hulle, thank you, Lord, thank you. Thank you vir hierdie ou wat sy lewe betaal het. Dankie vir hierdie ou wat sy mond oopgemaak het. Dankie vir hierdie ou wat nie stil gebly het nie. Dankie vir hierdie ou wat waarheid met my gepraat het. Dankie vir hierdie ou wat langs 'n braaivleisvuur gestaan het en nie skaam gekry het en stil gebly het met my vuil bek grappe vertel het nie, maar waarheid gepraat het met my. Halleluja! Dankie Here! They're waiting for us. The world might be coming for us, but the sinners are waiting for us. The lost are waiting for us, ouens. Hulle wag. Die vraag is, wie gaan opstaan? Die vraag is, wie gaan sê, Here, hier's ek, stuur my. Here, hier's ek, gebruik my. Maar ek weet nie baie nie, Dion, en ek is onkundig, ek is nie 'n teoloog nie, loof God se groot en heilige naam. Charlie Kirk was dit ook nie gewees nie. Maar hy het homself in die woord verdiep. Hy het in die woord gekom en hy het seker gemaak, hy leer wat hy moet weet, sodat hy goed toegerus kan wees, ouens. And that's your responsibility. Dis jou en my verantwoordelikheid, en dit is wat ons hier doen. Ons gaan in God se woord kom, sodat ons kan weet, wat om te sê, hoe om te sê, en wat om te glo. Amen. Ouens, is julle reg daarvoor? So my vraag aan jou vanoggend is, ek het ons manne dit gevra 2 weke terug, my vraag aan jou vanoggend is, who will go for me? Dis die vraag, who will go for me? Die vraag is, who will go for me? Hoekom sit jy nog op jou sterk? Who will go for me? Kom ouens, hy soek manne en vrou wat sê, Lord, here I am. En ek wil hy skree net so 'n bietjie vir hom uit, dan sê, Here, here I am. Lord, here I am, send me. Stuur ons, Here, stuur ons, Here. Here, mag ons daai herlewing hier binne ons ervaar. Here, mag ons daai herlewing beleef hier binne in ons. Here, mag ons sien hoe dat hierdie wêreld sit en wag vir ons om op ons opwagting te maak, Here. Hier is ons, my koning. Hier is ons, my koning. Gebruik ons. Gebruik ons, Here. Mag ons vir die wêreld sê, volg my. Volg my, kom loop agter my aan. Kom ek wys jou. Hoe loop jy agter Jesus aan?